Die boerboel is 'n ras eie aan Suid-Afrika en dit is deel van ons kultuur en ons erfenis as Afrikaanse mense in Suid-Afrika. En hierdie ras het so gewildheid verwerf onder al die Suid-Afrikaanse burgers dat enige ras en nasie hierdie ras nou al aanhou wêreldwyd. Hulle word oralheen uitgevoer en dit is 'n ras wat 'n mens baie dinge mee kan doen. Dit is regtig 'n aanpasbare, leerbare en maklike ras om mee te werk. Die voortrekkers het hierdie ras ontwikkel. So ons ras fokus daarop om 'n kalm dier te hê wat jy mee kan werk. En ons mikpunt by SABS is om diere te registreer op 12 maande oud wat jy kan sien en erken as 'n boerboel op fisiese eienskappe, maar ook op sy karakter. Ons laat ons honde keer op 12 maande oud met die stelsel wat gebruik word om jou produksierasse ook te keer, wat ons die lineêre stelsel noem. Dit word gedoen om jou estimated breeding values vir jou te gee, dieselfde soos produksiediere soos vee. En hiermee wil ons vir die toekomstige teelers 'n kans gee om te voorspel wat hulle gaan teel. En ons versamel nou al data van elke hond wat gebore word. As hy gebring word vir kering op 12 maande, dan assesseer ons hom en ons skryf neer al die temperament en fisiese eienskappe wat ons waardeer van hierdie ras en ons kan 'n meting daaraan sit sodat ons dit kan oordra aan die volgende geslag vir teeling. 'n Boer is die ouens wat hierdie hond aanhou van die begin af. Die mense wat van Europa af gekom het en in Suid-Afrika kom vestig het honde saamgebring. Verskillende rasse honde. En hulle honde het vermeng met die honde wat reeds hier was in Afrika, die Afrikaner tipe honde. En daai honde het almal saam geteel, verskillende soorte vir verskillende doeleindes. En net die honde wat regtig doelgemaak was, het oorleef. En omdat daai honde wat oorleef het, spesifiek hierdie fantastiese temperamente het, is dit vandag nog gewild. Die boerboel is deur die boer geskep om as 'n vernoot te wees op die plaas, om die diere op te pas op die plaas en ook die familie op te pas op die plaas. En vir daai rede het jy 'n hond gesoek wat baie stabiel is, wat aan sy eienaar sal klou, maar ook nie onnodig diere sal aanval nie. Hy is daar vir 'n rede gewees om die plaas op te pas, sy mense op te pas en die vee op te pas. Die wandelvatte wat mense gedink het 'n boerboel kan 'n leeu gaan doodbyt, is 'n nonsens storie daai. Hy was geteel gewees om mense op te pas. En vir daai rede tot vandag noem ons hulle welkrohonde, hulle is klouhonde, hulle is liefdevolle honde, hulle hou van aandag en hulle hou van familie. En dis 'n familiehond en die einde van die dag die boerboel kom van die boere af wat hom geteel het vir daai doeleinde. Ons het ons ras as 'n landras gaan registreer in Suid-Afrika. Dit beteken dat SABS die alleenreg het op registrasies in Suid-Afrika. As jy in Suid-Afrika woon, dan mag jy slegs sê jou hond is 'n boerboel as hy by SABS geregistreer is. En geen ander registrasieliggaam het regte in Suid-Afrika om dit te doen nie. Ons is baie trots daarop dat ons die standaard vir boerboele vasstel en ons ras se erfenis bewaar op hierdie wyse. As 'n mens buite daai rasstandaard optree of sommer net enige honde teel wat lyk soos boerboele en hulle boerboele noem sonder 'n registrasiesertifikaat wat van SABS afkom, en dit kan jy eers kry op 'n jaar oud, nie as jy 'n klein hondjie koop nie, dan is jy buite die wet. En ons is van plan om mense wat buite die wet optree te vervolg, vir die eenvoudige rede dat die regering nie daarvan hou dat hierdie as 'n power breed sommer net deur enige iemand aangehou word en hulle is gevaarlik as hulle in die verkeerde hande beland en verkeerd geteel en te kere gegaan word mee, en hulle wil ons honde ban. En ons gaan nie toelaat dat hulle 'n gedeelte van ons erfenis ban nie. Daarom gaan ons eerder mense wat buite die wet optree en wat nie hulle honde laat check nie, vervolg. As jy 'n boerboel wil koop, moet jy seker maak dat jou boerboel van 'n SABS-teeler afkom in Suid-Afrika, want ons is die registrasieliggaam wat alleen reg het. Dan moet jy weet, ons forceer ons teelers om aan jou 'n hondjie te verkoop met 'n kontrak. So as jou teeler nie vir jou 'n kontrak gee nie, moet jy outomaties vra. Hoekom kry ek nie 'n kontrak nie? En dan as jy jou hondjie gekoop het, moet jy weet, jou hondjie is nie geregistreer nie. Jy moet weet dat jy hom op 'n jaar oud moet bring
sodat 'n senior keerder na hom kan kyk en vasstel of hy voldoen aan die rasse vereistes om te kan teel en om 'n boerboel genoem te word. As jy na 'n boerboel kyk, dan het hy sekere verhoudings van liggaam. As jy byvoorbeeld sy kop se omtrek meet, net voor sy ore, dan moet dit dieselfde lengte wees as wat hy by sy skouerbene van die grond af daai afstand. Dit moet ooreenstem. Sy gewig moet wees 1 cm tot 1 kg. So as hy 60 cm hoog is, moet hy 60 kg weeg of 1.2 die kilogramme tot die centimeters. 1 cm tot 1.2. So dis die range wat hy kan, sy gewig mag vary vir 'n gesonde hond. As jy 'n boerboel het met 'n kalm geaardheid hê, hy moenie net reaktief wees nie. Hy moenie bang wees nie. As daar gevaar kom, met hy die situasie kan assess en sien dis nodig om op te tree of nee, dis net die baba wat oor my geval het, ek hoef niks te doen nie. Dit is 'n groot dier. Ja. En jy moet ook baie keer jou kinders oplei om met groot diere te werk. Jy kan nie verwag dat as jy die hond se oor gaan pluk, dat hy nie gaan reageer nie. Soos 'n mens ook maar is wat gaan lê en slaap en jy spring op hom, gaan hy reageer. As 'n hond gaan lê en slaap en jy spring op hom, gaan hy reageer. 'n Boerboel is nie 'n perd nie. Moenie jou kind op die perd laat ry, op die hond laat ry nie. Die rasstandaard sê baie duidelik, hy moet 'n baie stabiele, gebalanseerde geaardheid hê. Die hond moet gebalanseerd wees met sy rasstandaard, sy bou, sy vorm, hoe hy beweeg en sy geaardheid. En geaardheid is ons baie belangrik op die boerboel. En die miskonsepsie wat mense daar buite gesit het dat 'n boerboel 'n aggressiewe dier is. Jy kan jouself getuig, die hond is vandag deur duisende mense aangetas. Kinders is oor ja, Bopa, Lansa en dis 'n stabiele hond. As die hond gemaklik is met by die eienaar Lansa, sal die hond ook gemaklik wees. Ons is nou by Nampo vir die 3de jaar in 'n ry en wat dit vir ons ras beteken is soveel ongelooflike blootstelling aan fantastiese mense wat soveel meer oor die ras kan leer. As 'n mens by Nampo is, dan kry jy te doen met mense wat graag meer wil leer oor waar ons vandaan kom, wie ons is en hierdie is deel van ons geskiedenis as Afrikaanse mense. Dit gaan nie vir ons oor die verkope van honde nie. Hier gaan dit vir ons om iemand soos Heide te hê wat baie kennis het oor die ras, wat 'n senior keerder by ons is, wat honderde honde elke jaar keer vir ons, om hier te staan en vir mense in te lig wat die boerboel werklik is. Waarna kyk ons nie, waar die boerboel vandaan kom. Dis 'n inligtingsessie vir ons. En die inligtingsessie is vir ons meer waardevol as enige ander skou wat ons reg oor Suid-Afrika kan hou. Hierdie vir ons op ons kalender is een van ons belangrikste dae om by Nampo te wees elke jaar. En as Nampo ons toelaat, ons elke jaar wees vir volgende paar jaar nog. Okay, wêreldwyd is SABS is 'n Suid-Afrikaanse organisasie, maar ons het wêreldwyd ook lede. Ons het oor die 840 lede as ek reg onthou en omtrent 9000 honde huidigelik op ons teelboeke. Soos ek sê, ons is wêreldwyd, Kanada, Amerika, Engeland, Rusland, Nigerië, Australië, Zambië, die hele Afrika, Brasilië. Ons is wêreldwyd. En die hond kry soveel aanklank as gevolg van die geaardheid wat dit het. Ja. En die mense wil die teddybere hê. Want aan die einde van die dag is hulle teddybere. Hulle is baie saggeaarde diere. As die son sak verander die geaardheid. Maar hulle is daar vir 'n rede. Hulle is daar om sy familie op te pas.